Okay Johan, ek staan saam met Johan hierso, 10:08 die oggend hier in Indiana, so hier voor die JFS feed mill waar hulle die kalkoene se voer en goed maal, wat jy dit wil noem. So maar ja, Johan, na alles wat jy gesien het die laaste 3-4 dae, wat het vir jou die meeste uitgestaan? Ja, die potensiaal vir opbrengs en die manier hoe hierdie ouens dit kry. Dis nie 'n maklike paadjie nie, maar as jy eers begin verstaan wat hierdie ouens doen en hoe hulle daarby uitkom, dan besef jy eintlik dat as ons net 'n bietjie buitekant die boks dink en dis ekstra harder werk, sal ek sê, is ander werk wat ons moet doen, gaan ons ook dalk daarby kan uitkom. Maar dit is nie maklik nie en daar sekere persepsies en dinge wat ons noodwendig geleer het terug in Suid-Afrika waarvan ons gaan moet vergeet en van ontslaag gaan moet raak om by hierdie tipe opbrengs te kan uitkom. Ja, daar's produkte wat ons kort, maar ek dink daar is paadjies om dit. Soos ek sê, ek dink nie dis moeilik, dit gaan te maklik wees nie, maar ons Suid-Afrikaanse boere kry 'n manier om by dinge soos dit uit te kom. Daar is 'n paar goeie produkte wat ons eintlik nodig het in Suid-Afrika en dis dinge wat in ons pad staan, maar daar's soveel ander goed wat ons eers moet begin reg doen en 'n bietjie anders gaan moet doen om voor daai goedjies, die klein verskilletjies gaan maak, dat ek dink dit nie nou dadelik nodig is vir ons om daaroor te bekommerd te wees nie. Maar as ons bemesting kan begin reg doen en ons grond beter kan verstaan, dan is daar vir ons 'n hoër opbrengspad vorentoe. Ek dink ook in saamstem van dat ek die eerste keer met Kevin te doen begin kry, het ek agtergekom, ons is nie op die verkeerde pad nie, ons is net agter in Suid-Afrika. Ek dink ons het gestagneer, omdat ons nie meer onafhanklike navorsing het nie. Daar is nie iets soos onafhanklike enige iets in Suid-Afrika nie. En ja, ek dink ons het regtig baie potensiaal op die tafel, wat ons nog kan wen. En ek dink een van die groot goed kom maar in by die bemesting deel. Genetika en bemesting dink ek is twee van die goed wat by ons moet aandag kry. Ek sê nie ons goed is sleg nie, ek dink ons is agter. Ek dink dit wat ek nou al toepas die laaste paar jaar, kyk, ek het swak grond, ek het nou nie jou grond nie, maar ek dink ek doen heel okay vir die swak grond wat ek het. Maar ek dink die potensiaal wat daar is baie. En ek wil jou graag een ding vra, want die ouens dink as ek het sê, omdat ek vloeibaar plant, hoeveel ouens hier in Amerika plant droë kunsmis versus hoeveel ouens hier plant vloeibaar? En dit wat ons gesien het gister by Shanks, tussen die droë kunsmis en die vloeibare kunsmis, al wat ek by jou wil weet is, gaan jy vir jou korrel kunsmis planter koop, ja of nee? Want indien ja, gaan ek jou nou in hierdie fucking meele gooi. Ja, dis eintlik maar dis 'n werklikheid wat ons hiermee wat ek hier geleer het is dat korrelkunsmis. Jy staan net so 'n bietjie terug hierse lorry op pad. Korrelkunsmis is 'n ewel, hoe ook al sy in watter formaat jy hom gebruik en watter tipe dit ook al is. Net wag vir hierdie lorry om verby te kom. Hy blink dan maar mooi. Hier is ouens wat nog korrelkunsmis gebruik, maar dit is die tipe ouens wat met ouens soos Kevin hulle begin hande vat en wat wil weet, hoekom kry hulle nie die opbrengste wat hierdie ouens kry nie. En die manne wat net op vloeibare kunsmis is die manne wat die dakke en die ligte uitskiet op die oomblik. En dis noodwendig nie, dis nie iets wat mense altyd wil hoor nie, want dis 'n hele mindshift wat jy moet doen. Jy moet toerusting verander, dis 'n ander manier van werk wat jy aan moet gewoond raak. En weet, manne by die huis sê vir jou, ja, maar alles roes op en die
vloeibare kunsmis verniel sy toerusting en alles, dus dan het jy net nie jou pype genoeg geseël en styf genoeg toegedraai nie. En daar is 'n ding soos 'n bietjie water en 'n kraan om 'n ding af te spuit, maar nee, as ek vinniger ek van korrelkunsmis af kan wegbeweeg en 'n totale vloeibare program kan toepas op die plaas, ek sal dit doen, maar En ek wil net kommentaar op dit ook. Ek dink ook dit is ook nie net alle vloeibare is gelyk nie. Alle korrels is ook nie gelyk nie. Maar ja, en dan ook, ek dink die wiskunde wat met dit saamgaan, dus kom ons weer terug na basiese bemesting toe. En, ons basiese bemesting, hulle basiese bemesting is glad nie dieselfde nie. Ek meen, ons het daai Mac-plot het ons gestap daar. Ek dink daar's 8 verskillende behandelings. En dit is skokkend om te sien wat se verskil daar is in die benadering. Ja, wel, ek dink ons was eergister in lande gewees waar die N-bemesting minder is as wat ek my oes afgehaal het, en daai oes is, ek dink, amper 3 keer so hoog. Daar is 30 ton hektar mielies. Droëland. Maar dis oor hulle nie net meer op NP en K fokus nie. Dis die verkeerde vraag om te vra, maar hoeveel N is neergesit om daai 24 ton te kry? Sê gou vir my, kom ons praat sommer gou daaroor. Is hierdie grond 5 meter diep? Is hierdie grond 10% organiese materiaal? Daai ding van almal sê ja, maar hulle het hoë reënval, hulle het hoë alles. Is dit die geval, ja of nee? Nee, so ek het saam met Kevin nou vir 2 dae lank in sy spuit gesit en vir hom baie vrae gevra, want ons het baie tyd saam spandeer, en waarvan sy mooiste mielies was die grond 6 duim diep. Daar is ander dele waar die grond 'n bietjie dieper is, en dan is daar plekke waar die grond darm met 6 duim, voet diep. Kom ek het gehad, 6 duim, 150 bo grond, en dan gaan hulle oor na 'n kleilaag toe. Klei of gravel. Of gravel, dit hang af waar ons was. En dan is hier dele wat verspoel het in daai 6 duim grond, maar hulle fokus baie op dreinering. Hulle weet wat is hulle tekortkominge, en dan spreek hulle dit aan. En dan ook in daai tipe gronde, hulle bemes nie alles gelyk nie, en hy het dit herhaaldelike kere ook vir ander ouens gesê, is dat hy bemes geleidelik, en ek dink dis die groot verskil in toerusting en ook in sy benadering is met ons sit ons in baie gevalle, sit jy of jou korrels of jou vloeibaar neer saam met die planter, en dan het jy klaar voor die tyd jou korrels uitgestroei, of ons doen dit na die tyd. Maar wanneer dit hier by hulle nie toelaatbaar is nie, dan kry die plant net nie van dan af sy bemesting nie, maar alles voor daai tyd het die plant gekry, en dis ook hoekom ons gesien het, daai 24 ton mielies het nie al hulle bemesting gekry nie, maar daar kom nog steeds 24 ton af. En dit is nie in grade diep gronde nie, daai was 6 duim gronde gewees. Ek moet sê, gister het ons daai 30 ton mielies ook gekyk het daarso. Dit is skokkend. Want die narratief van, as jy nie diep grond het nie, gaan jy opbrengs hê nie. Daai is soos 'n middelvinger. Ja. So, maar ja, ek dink op baie noot, dankie. En as almal net laat weet, ons gaan 'n bietjie 'n podcast begin, en ons gaan 'n bietjie praat oor hierdie tipe dinge, so. Maar dankie, Johan. Johan. Ons julle vrae en idees, en ons gesels Dan praat ons daaroor.